Vandag het ek nou gesê dat Karel se tema is wees stil. En daarom lees ek vir ons uit Psalm 46 uit vers 11 wat sê: Bedaar en erken dat ek God is. Hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Wees stil en weet. En daarom kan ek jou ook groet in die naam van hierdie God wat in beheer is van alles, wat die aarde geskep het, wat jou gevorm het presies soos wat hy moes, en wat vir jou lief is. Ek groet in die naam van Jesus Christus, sy seun, wat geweet het jy is belangrik genoeg om sy lewe te kom gee, sodat hy in verhouding met jou kan wees, en jou te kan herstel en vry te maak. En ek groet in die naam van die Heilige Gees, wat jy vandag hierheen gebring het, nou by jou is, en jou lei met wysheid. Kom ons staan as 'n geloofsfamilie saam en ons aanbid die Here uit volle bors. Salve mein Fürst,
ons staan voor U vanoggend en ons aanbid U as die naam bo alle name. Die een wat oorwin het, die een wat aan die regterhand van ons Vader sit, die een wat regeer. Niks kan teen U staan nie, Vader. U is alomteenwoordig, U is alwetend. Maar bo dit alles is U lief vir ons. U skepsels. Dankie dat ons weet U is 'n God wat heers oor 'n heelal. Maar ook ons Vader is. Dankie dat U ons by die naam ken. Dankie dat U ons ken nog voordat ons in ons moederskoot gevorm is. Dankie dat U ons naam ken en elke haar op ons hoof. En dankie dat U ons troos, dankie dat U ons lei, dankie dat U ons dra, dankie dat U ons vashou. En dankie dat ons U kan lief hê omdat U ons eerste lief gehad het. Ons eer U, Here. In die naam Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised alive again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Kom ons bid saam. Ja, Here, U naam is kragtig. Magtige naam, Jesus. In die Bybelse tyd en reg deur die eeue, Here, het mense wat siek is, U naam aangeroep. Jesus, genees my sonde, genees my siekte, genees my kind, genees my geliefde in die naam van Jesus. Ons spreek U naam wanneer ons siek is. Here, wanneer ons verlore is en ons vergifnis van ons sondes nodig het, dan roep ons U naam aan. Jesus, vergewe my sondes, red my, soos die mense in die Bybel ook gedoen het. Wanneer duiwels uitgedraai word, dan sidder hulle as hulle die naam Jesus hoor.
Wanneer ons bang is en doodsgevaar verkeer, dan sê ons Jesus, stuur u engele, beskerming ons. As ons bang is vir die lewe van ons geliefdes, dan sê ons Jesus, mag u engele hulle beskerm, ry saam met hulle op die pad, bewaar hulle vandag. Wanneer ons langs 'n graf staan, iemand aan die dood afgestaan het, dan vra ons Jesus, vul daardie hartseer met u liefde. Vertroos ons, Jesus, in u arms. Dan is dit ook so dat Here, mense u naam as 'n skelnaam gebruik, 'n vloekwoord. En Here, ons vra dat u hulle sal vergewe, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En Here, vanoggend, deur ons sang en deur ons aanbidding, loof ons u kragtige naam. Daar is geen gelyke aan u naam nie. Amen. Dankie François span. Goeiemôre broers en susters. Vra sommer by voorbaat 'n verskoning. Ek het 'n lekker dik kop aan my. Hulle noem ons hierdie kiewiete wat hier rondhardloop in die kerkterrein dikkoppe. Nou ek voel vanoggend soos een van daai dikkoppe en ek kry arme goed jammer as dit is hoe hulle elke oggend moet voel. Laas jaar 2025 het ek ook die voorreg gehad om die tweede Sondag van die nuwe jaar te preek. Ek onthou dit nog baie goed. Die van u wat hier was, sal onthou, ek het vir u vertel, ons het die hele Desember hier gesit en dit het baie gereën. Ek het daar onder my afdak in die pastorie gesit en die lied van die natuur geluister. Ek het julle nog herinner oor hoe mooi Lorika dit aan haar liedjie, die lied van die natuur, uitbeeld. En ek het vir u gesê, kom ons maak die jaar 2025 een van liedere. Wat is die lied in jou hart, het ek gevra. En ek nog laat ons 3 liedere kies. Nou ek het gekies vir ABBA, so Thank You for the Music, en Lorika, en dan nog Mozart se Laudate Dominum. Nou, vandag, 'n jaar later, ook by die tweede Sondag van die jaar, kyk ek terug na Desember, wat ek weer onder my afdak gesit het. Maar het het 10 keer erger gereën die keer. Ek weet, die van julle wat hier was in Pretoria sal weet, dit was storm, na storm, na storm. En dis nog nie oor nie. Ek weet, wie weet, nou as ons by die huis kom, is daar 'n storm, want dit is hoe dit werk. Storm na storm, storm op die oomblik. Ja, nee, die musiek van die natuur was weer daverend in ons ore gewees, maar ek dink dit het te doen met die feit dat ons so besig was met musiek in Desember. Jy weet, ons het al einde November begin musiek maak hierso, Kersmusieke. En mens kom op 'n punt wat jy eintlik net stilte wil hê. Dit seker maar met die ouderdom ook te doen, né? Ouer mens word, hoe meer waardeer jy stilte. Nou hierdie jaar het ek daaronder die afdak gesit en die behoefte aan stilte gekry. En dan kom daar 'n storm, na storm en storm verby. En ek het toe bewus geword van die stilte in die storm. Want in die groot lawaai van 'n storm is daar ook stilte. Die geleerdes sê vir jou dat in 'n orkaan, en julle weet hoe lyk 'n orkaan, dis so groot sirkel, maar in die middel van die orkaan, hulle noem dit the eye of the storm, is dit stoepstil. Dis nie waar die geluid en die geraas en die krag en geweld is nie. Dis reg rondom. Die storm woed reg rondom die oog van die storm. En dis wat ek beleef het, storm na storm na storm. Weet jy, jy ken dit goed. Daar's so onheilspellende stilte voor 'n storm, né? Dis so stil. Dis of daar iets in die lug is, 'n afwagting. En dan kom daai eerste wind. Jy sien hom eers net in die geritsel van paar blaartjies. Dan bou hy op en dan slaan hy deure toe en vensters en dan ewe skielik kom daai storm. En dit reën en dit reën en dit reën. En dan is die storm verby. Dan sit weer stoepstil. Weer eens die stilte. Nou wanneer mens verby die geraas van die storm kyk, dan hoor jy die stilte voor hom.
Jy beleef die stilte in die storm. En dit is wat jy beleef, as jy regtig jou gedagtes daarop sit. Want jy kan niks anders sien of hoor, behalwe die storm nie. En dis daar, waar God met jou praat, in jou diepste. En dan wanneer daai storm verby is, stil. Asof daar niks gebeur het nie. Een voeltjie na die ander kom weer terug. Die sonstrale kom terug. Stilte. Wat 'n fantastiese ervaring. En as jy bang is om in Desember in PV Reineveld agter te bly, laat ek vir jou sê, dis die beste plek. Dit is so stil hier in Desember. Daardie snelweë wat ons so pla in die oggende en die aande, is stil. Wanneer jy in die oggend gaan stap, of in die middag is daar nie een of ander kar wat jou wil doodry, of jou van jou fiets af wil ry nie, daar's niemand nie. Net stilte. Jy kan loop waar jy wil, solank jy wil. Wat 'n heerlike ervaring. Die waarde van stilte het ek ontdek. En daarom vanoggend is die tema, wees stil. Kom ons lees. Wat sê die Bybel oor stilte? Net voor ons lees, hoor gou hierdie slim ou. Hy sê, God speaks through the silence. It is his first language. All the rest are bad translations. As ons dit rofweg in Afrikaans vertaal, dan sê dit, God praat deur die stilte. Dit is sy primêre taal. Sy primêre stem is deur die stilte. Al die ander geraas, alles wat ons van hom hoor, of lees, of praat, is maar net 'n poging tot 'n vertaling van sy aanvanklike stem. Ons weet almal hoe God met ons praat, ons leer dit van kleintyd af. Primêr leer ons hom in die Bybel ken, waar hy hom openbaar in skrif. Ons leer hom ken deur gebed. Ons leer hom ken deur die Heilige Gees wat met ons praat. Hy praat met ons deur die natuur. Hy praat met ons deur ander mense. Hy praat met ons, my geliefkoeste ene, deur musiek. Maar meestal praat hy deur die stilte. Kom ons lees 1 Konings 19 vanaf vers 1. 1 Konings 19. Dis nou daai dik op. 1 Konings 19 vanaf vers 1. Nou, Anandi het ook so 3 weke terug hieroor gepreek. My stem sal nou terugkom. En julle sal sien, Anandi het 'n heeltemal ander invalshoek gehad oor hierdie gedeelte. Ek sal dit nou vir julle uitwys. Maar kom ons lees 1 Konings 19 vanaf vers 1 tot 14. Sal ek hom daar op die bord gooi? Dit gaan oor Elia vlug vir Isabel. Nou Agab het vir Isabel vertel wat Elia als gedoen het. Ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isabel 'n boodskapper na Elia toe gestuur en vir hom gesê, mag die gode my om die lewe bring as ek nie teen môre hierdie tyd met jou gemaak het, soos met die profete nie. Elia het baie bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda aankom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Wanneer jy jou slaaf agterlaat, beteken dit, jy hou nou op met iets. Jy vlug. Jy vat nie jou slaaf saam nie. Hy self het egter 'n dagreis ver in die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan hy lê, en hy lê daar onder die besembos en hy raak aan die slaap. Toe hy hom weer kon kry, skud 'n engel aan hom en sê, word wakker, eet. En toe hy opkyk, sien hy by sy kop 'n roosterkoek wat op warm klippe gebak is, en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê, en die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet, en deur die krag van die kos,
kon hy 40 dae en 40 nagte loop tot by Horeb, die berg van God. Hoor net gou, weer eens 40 dae en 40 nagte, is simbolies in daai tyd vir 'n baie lang tyd. Dit is nie noodwendig presies 40 dae en 40 nagte nie. En dan kom hy by Horeb. Weer eens, hulle het geglo in daai tyd dat God op die berg Horeb of die berg Sinai gewoon het. Baie dankie, Sonet. Dankie. So, hy het nou God gaan besoek op die berg Horeb waar hy gewoon het. Elia het in die grot ingegaan, die grot simbolies van stilte. Wanneer iemand in 'n grot ingaan, gaan kruip hy weg, hy word stil. Hy het in die grot ingegaan en het die nag daar deurgebring. Toe het die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord toe, ek het met my hart en my siel gewy aan die saak, Here, almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u gebreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly, en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my. Die Here, ek wil verbygaan. Daai ek wil verbygaan beteken, ek het iets om vir jou te sê. Nou hier kom die kern van hierdie gedeelte wat ek vandag wil hê jy moet hoor. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing. Maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur. Maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Hoor gou mooi. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. En toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het met my hart en siel gewy aan u taak, aan die saak, Here, almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Ons lees net tot sover. Net bietjie agtergrond vinnig oor die gedeelte. Hierdie was 'n moeilike tyd in die geskiedenis van Israel. Dawid is nou oorlede, Salomo is al oorlede en nou het die ryk geskeur. Daar is nou 'n noordryk wat hulle Israel noem en 'n suidryk wat hulle Juda noem. Maar daar's nou al verskeie konings gewees, 'n hele rits konings en nie almal van hulle was baie goed nie. Nou op die agtergrond van hierdie gedeelte is Agab die koning. Maar Agab was 'n slegte koning, want hy het die afgodediens, die Baalgodediens, Baal was 'n afgod gewees, weer teruggebring. En meer nog, hy trou toe met Isabel, wat die dogter is van die Baalpriesters. Nou Elia het al sy dae gehad om hierdie Agab kerel weer op die regte pad te kry, maar hy kon nie. Net voor hierdie gedeelte wat ons gelees het, is daai bekende gedeelte waar Elia die Baalpriesters uitdaag en sê, kom ons kyk wie se God is wie se God, en wie se God is God. En die Baalpriesters het 'n groot altaar gebou met beeste op, en hulle het gebid en gebid die hele dag lank, en hulle self gesny dat hulle gebloei het, maar daar het niks gebeur nie. Baal het nie die offer aan die brandkom steek nie, die altaar nie. Toe gaan Elia, en hy gooi kruike en kruike vol water op sy offer uit, en hy bid tot die Here, en die Here kom met so 'n sterk vuur, dat dit die hele altaar en al die vleis verskroei, en al die water laat verdamp. Nou ja, toe staan nou 'n bewys dat Elia se God is die ware God, en wat meer is, in daardie tyd, wanneer jou God oor 'n afgod wen, dan moet jy al die Baalpriesters doodmaak, of jy moet afgodedienaars doodmaak, en dis toe nou wat Elia ook gedoen het. Maar nou is hy in groot moeilikheid, want Isabel, wat dan 'n Baalpriester se dogter is, wil hom nou doodmaak. Nou moet hy vlug, hy raak moeg, hy raak depressief, hy gaan lê onder 'n besembos, en hy vra dat God hom tog nou net moet doodmaak, want hy het nou moeg gehardloop. En dan stuur God 'n engel, 2 keer, vir hom kos te gee, sê, word sterk,
gaan. Nou, Anandi het vir ons oor daardie gedeelte gepreek, oor God wat vir ons sorg, selfs in ons moeilikste tye. Ek vat hom verder, en ek hoor, wat God nou met Elia praat. Hy sê vir hom, gaan na Horeb. Reg deur die Ou Testament maak God homself bekend op 'n berg. Horeb, die berg Sion, die berg Karmel, die berg Sinai, hulle het geglo God woon op 'n berg, en daarom sê God vir hom, kom na my toe, hier op Horeb, gaan staan daar, ek het iets om vir jou te sê. En reg deur die Ou Testament lees ons, dat as God verskyn, hy maak sy teenwoordigheid bekend met vuur, met wind, met storms, met weerlig, met allerhande natuur verskynsels. En nou hier doen hy dit weer. Maar nee, Elia sien hom nie, want hy is nie in die sterk wind nie, hy is nie in die aardbewing nie, hy is nie in die vuur nie. En dan hoor hoe mooi, hy kom in 'n fluistering in die windstilte. Want wat het God hier gesien? Hy het gesien, Elia is broos, in Engels noem hulle dit vulnerable. Hy het vertroosting en bemoediging nodig. En daarom kom hy in wat die Engelse sê, a small voice, a gentle whisper. Is dit nie mooi gesê nie? Hy kom na hom in 'n fluistering in die windstilte. Hierdie herinner my so aan Genesis 3 vers 8. As jy daar gaan lees, sal jy sien, Adam en Eva het nou gesondig. Ja, hulle weet het. Hulle is nou baie bang vir God. Dan gaan kruip hulle weg. En wat doen God? Hy verskyn aan hulle in 'n sagte middagbriesie, waar hy in die tuin van Eden wandel. Dit is so mooi gesê. Hulle vind God waar hy in die tuin wandel in 'n sagte briesie. En hulle gaan kruip weg vir hom. Nog 'n keer wat God die teenoorgestelde gedoen het, en 'n sagte briesie na iemand toe kom. Die Bybel praat baie oor stilte. Dit is gewoonlik 'n plek van bewuswording of refleksie, of 'n plek waar jy wysheid kry of met God konnekteer. Nou, is belangrik om te weet, daar's 2 stiltes wat mens kry in die Bybel. Die eerste plek is 'n stil plek. Dit is 'n plek wat stil is. 'n Woestyn, 'n kamer, 'n grot, iewers in die natuur, op 'n berg, of in die sinagoge, of sommer net in 'n grot of 'n spilonk. In vandag se terme sou ons kon sê, dis 'n plek sonder die lawaai van karre, selfone, musiek, mense wat geraas maak. Dis 'n stil plek. Dis 'n plek waar mens the sound of silence kan hoor. Terloops, die liedjie van Simon en Garfunkel, The Sound of Silence, verwys na ons mense vandag wat so besig is dat ons nie meer met mekaar kan praat nie. En dat almal, al wat gebeur is, daar's die sound of silence tussen ons. Mooi. Die digter praat van daardie stil plek as 'n plek van dawerende stilte. Dit dawer in jou ore, die stilte. Dis nie 'n plek wat net gebeur nie. Daardie stil plek is 'n intentionele plek. Jy moet hom gaan soek. Jy moet besluit jy wil na die stil plek toe gaan. Hy kom nie na jou toe nie. Dis die eerste stil plek waarvan die Bybel praat. Die tweede stil plek is daardie stil plek binne jouself. Daai stil plek binne jouself, die stilte binne die storm. Dis terwyl jy in 'n groot lawaai sit, dat jy die vermoë kan ontwikkel om stil te raak in jouself en te kan fokus en alles te kan uitsluit wat hier buite jou lawaai. Daar waar die orkaan woed, beweeg jy na die middel, die oog van die storm, daar waar dit stil is en daar waar jy God kan hoor. Psalm 46 sê dit so mooi, hoor, daardie stilte in die storm, hoor wat sê hy. Psalm 46. Kom kyk wat die Here gedoen het. Watter ontsettende dinge hy op aarde tot stand gebring het. Die oorloë oor die hele aarde laat hy ophou. Pyle en bo verbreek hy. Spiese slaan hy stikkend.
Oorlogswaans verbrand hy met vuur. En dan, soos Arlene dit nou gelees het, bedaar, word stil en erken dat ek God is. Ek regeer hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here die Almagtige is by ons, die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Wat gebeur hier? Vanuit die oorlog waarin hierdie ou verkeer, pyle, bo, strydwaans, spiese. In vandag se tyd sal ons sê, tussen die lawaai van masjiengewere, missiele, drones, vegvliegtuie. Nee, bedaar, word vir my kalm, wees stil en weet, ek is die Heer. Ek regeer hoog bo al die nasies. Dis waar ek regeer. Ons lees op verskeie plekke in die Bybel oor die waarde van stilte. Ek gaan nie vir u besig gaan met dit als nie. Jy kan dit gaan Google. Tik net in silence in the Bible en jy kry honderde verse waarin die Bybel vir ons wil vertel die belangrikheid en waarde van stilte. Een of twee wat ek vir u wil noem. Selfs Jesus het na plekke van stilte toe gegaan. Onthou Getsemane waar hy alleen wou gaan bid het die aand voordat hy gevange geneem is. Maria, wanneer die engel haar besoek, dan word sy stil en sy dink oor wat hy nou net vir haar gesê, dat sy met die Messias swanger gaan word. Jesaja 30 vers 15 kom God na die Jesaja toe en sê vir hom, jou krag sal jy vind in stilte en in vertroue. In Eksodus 14 vers 14 sê God vir Israel, die Here sal vir jou veg, hy sal jou oorloof vir jou wen, wees jy net stil en kalm. Stilte in die Bybel beteken baie plekke. Dit is 'n plek van geestelike afwagting. Dit is 'n toestand waarin jy verwonderd raak oor God. Dit is 'n plek waar God jou besoek. Dit is 'n plek van wysheid waar jy wysheid vind deur God wat met jou praat. Dit is 'n plek van refleksie waar jy met jouself gekonfronteer word. Wat gebeur met my en jou as God my en jou kom besoek in 'n stil plek of in die stilte binne ons? Wel, in die eerste plek, dis waar God hom primêr openbaar aan jou. Dis waar ek en jy God leer ken. Waar ons sy stem hoor in die stilte. Dis waar ek en jy begrond word. Dis waar ek en jy besef. Maar ons is deel van 'n baie groter ding. God het 'n baie groter plan as net ek. Maar tog is ek vir hom belangrik, want hy praat met my in die stilte. Stilte herinner my en jou aan God se beloftes. 'n hele Bybel vol beloftes. Hy herinner my dat ek en jy sy kind is. In ons stiltes, in die stilte, herstel God ons. Dis waar hy ons siele heel maak. Dis waar hy ons trane afdroog. Dis waar hy ons berusting gee. Dis waar hy ons bemoediging gee. In stiltes balanseer God ons. In hierdie gejaag van ons wêreld, is stilte die hulpmiddel wat God gebruik om my en jou net weer in balans te bring. Dat ons net weer uit die gejaag kan kom en sy stem kan hoor. In stiltes kry ek en jy perspektief. Dis waar God met ons praat en vir ons sê, weet jy, dit het vandag met jou gebeur. Dat het vandag met jou gebeur. Daai iemand het dit aan jou gedoen. Kom ons dink net bietjie oor hoekom het hierdie goed met jou gebeur. Kom ons plaas dit vir jou in perspektief. Dis waar God in stiltes met my en jou praat. Vrede. God gee ons vrede in ons stiltes. God gee ons rus. As jy 'n vermoeide siel het, in die stilte sal jy jou rus vind. Maar broers en susters, stilte maak ons ongemaklik. Ek en jy hou nie van stiltes nie. Reg. Ons hou nie van stiltes nie, want weet jy, mense gebruik stiltes vir verkeerde redes. Wanneer iemand ontsteld is, sien ons dikwels, hulle gaan daar in 'n stil stuipe in. Dis so stille bevoeterdheid. Jy sien
donder weer en weerligstrale so uit die oë uit en op die gesigsuitdrukking. Of as mense verveeld is met jou, of met iets, is hulle so stil, as jy so 'n voetjie wat so tik, of so 'n handjie wat so maak. Nee, julle doen dit ook, ek weet. Wanneer mense geïrriteerd is, dan word hulle stil, en hulle oë gaan so na die dak. Wanneer mense vir mekaar baie kwaad is, dan gaan hulle in 'n toksiese stil stuipe in. Mens noem dit passive aggression, nee. Dis daai een waar daar geen woord gepraat word nie, maar daar's 'n verskriklike vuisgeveg aan die gang. Want ek en jy is verslaaf aan media, selfone, e-posse, WhatsApp, video's, gaming, Netflix, voice notes. Ons hou nie van stilte nie. As jou foon nie beweeg nie, is dit ongemaklik. Ek het nog niemand gekry wat my ge-WhatsApp het vandag nie. Daar's fout. Is my foon nie daar, het ek sein. Ons dopamien moet in high drive, in oormaat gestimuleer word, anders is daar fout met die stilte. Maar ons is bang vir stiltes, want dit konfronteer ons met ons eerlike gedagtes. Dit konfronteer ons met daai seer wat jy nie wil verwoord of kan hanteer nie, met die teleurstellings waarmee jy op jou eie mee bloei. Dit verlam ons gedagtes. Dit verdoof ons emosies, deur die heeltyd besig te wees met alles behalwe stilte. Ons wil die heeltyd vermaak word, ons wil die heeltyd 'n oorstimulasie hê, sodat die dopamien in ons koppe vir ons kan sê, maar nou gaan dit lekker met ons. Ons hou van wat die Engelse sê, instant gratification. Kan nie wag en stil wees vir, en net dink oor 'n ding nie. Ons moet nou 'n antwoord kry. Ons moet nou tevrede wees. Maar broers en susters, God is nie senuweeagtig oor stilte nie. Hy verwelkom dit. Stilte beteken nie God is afwesig nie. Hy is gewoon besig om my en jou nader aan hom te trek deur die stilte. Stilte is nie net 'n plek waar ek en jy vir God ontmoet nie. Stilte is 'n plek waar jy en ek onsself ontmoet. Dis daar waar ek en jy na ons binnestemmetjie of inner voice, soos wat die Engelse sou sê, moet luister. Waar anders het ons inner voice 'n kans om met ons te praat as wanneer daar stilte is. Dis hoekom hulle kathedrale gebou het in die ou tyd. Want dit is stil, dis 'n plek waar daar stilte is, waar jy kan gaan sit en met jouself en met God verkeer. Dis waarom daar kloosters gebou is en monnike en nonne is wat hulle self afsloof in stilte vir jare en jare en jare, want hulle het geweet dat jy God ontmoet in die stilte. Ek sluit af. Kom ons maak 2026 die jaar van intentionele stiltes. Dis 'n stilte wat jy moet gaan soek. Jy moet na 'n stil plek toe gaan, ek en jy. En dis nie net daar sit nie. Die Engelse praat van to be mindfully present in die stilte. Wees ten volle teenwoordig in daardie stilte. Omhels die stilte. Dit moet 'n vrugbare stilte wees, sê Audrey Blinnout in een van haar gedigte. Ek wil 'n vrugbare stilte hê. Kom ons soek na vrugbare stiltes in hierdie jaar. Ek het julle laas jaar gevra, kom ons maak dit die jaar van musiek in jou hart. Hierdie jaar vra ek, maak dit die jaar van stiltes. Sit jou selfoon af. Vind 'n stil plekkie. Dalk is daar 'n stil plek by jou huis, by jou werk, iewers in jou buurt, of klim jou kar of op jou fiets en ry na 'n stil plek toe. Of staan vroeg op voor almal wakker is, of die laaste halfuur of uur voor jy gaan slaap, wees stil en staar. Nee, moenie musiek luister nie, moenie iets lees nie, moenie skraal nie. Staar en luister na die stem van die Here en luister na jou innerlike stem. Vind ook stilte in die storm.
as jy nie in 'n stil plek kan kom nie. In die middel van die lawaai, die geskarrel, die media, sluit jou af. Fokus op jou inner voice, in die middel van daardie storm. Hoor vandag, as die Here deur die Heilige Gees vir ons sê, wees stil en weet ek is die Heer, ver bo alle nasies, ver bo alle volke, dis waar ek regeer. Kry jou krag en jou rigting in die stilte. Kom ons word stil. En ek gaan geruimtyd gee om stil te wees. Jy is welkom om jou oë toe te maak. Jy is welkom om nie jou oë toe te maak nie. Al staar jy net en dink, maar kom ons word stil. Ek gaan 'n hele minuut gee. Dit kan vir jou verskriklik erg wees, maar ons gaan 'n hele minuut nou net stil wees. Kom wees stil. Stil en weet hy is die Heer. Wees stil en weet dat hy regeer. Laat gaan al jou sorge, hy is reeds in môre. Kom wees stil en weet hy is die Heer. Wees stil en weet hy is hier. Wees stil en weet dat hy regeer. Laat gaan al jou sorge, hy is reeds in môre. Kom wees stil en weet hy is hier. Oh
Here, hy is reeds en môre kom wees stil en weet hy is die Heer. Dis my regtig swaar om nou in stilte te moet inkom en weer te kom praat. Maar dit voel vir my teenproduktief vir wat ons nou wil doen. Maar ek wil graag vir ons uitnooi na huisgeloof hierdie week. Ek het in Desember na Kersfees se kant het ons huise getrek. En wat vir 'n hele week lank ervaring was ons het geen internet gehad nie. Nou, ek dink ek kan of vir myself sê, okay, dis okay, ek kan hom weer saamleef. Ek hou daarvan dat niemand my bel of my boodskap of sulke goeders doen nie. Maar vir 2 tieners in die huis was dit horrible geweest. Dit was die slegste week van hierdie hele vakansie vir hulle. Want ons het vir hulle vir Kersfees ook speakers gegee wat werk met wifi. En hulle kan eers musiek luister op hierdie speakers wat nie wifi het nie. Dit was vir hulle verskriklik sleg geweest. Die rede kom ek die storie deel is, ek dink aan die einde van die week was dit ook vir ons almal verskriklik goed geweest. Hulle kon begin gewoond raak aan om met hulle self betrokke te wees, met die Here te kan praat, maar ook om hulle self te begin besig hou, sonder dit wat hulle die hele tyd op staat maak. En ek wil vir jou vra, wat is daar in jou lewe wat die hele tyd daai ding is, wat soos wifi is, wat die hele tyd connect aan jou, wat die hele tyd op jou gedagtes is, wat die hele tyd aan jou werk en pla, en wanneer jy jouself vang, dan is jy klaar weer besig met dit. Dalk is dit iets wat dalk vir jou 'n goeie ding is aanvanklik, dalk is dit oefen wat jy die hele tyd jouself ingooi, en jy oefen totdat jy moeg is, en dit gee jou net 'n geleentheid dat jy nie hoef te fokus op enigiets anders nie. Dalk is dit huiswerk, dalk is dit jou kinders, dalk is dit jou werk. Wat is die ding wat die hele tyd daai geraas in jou kop begin veroorsaak? Wat jy dalk nou nodig het om 'n breek van te vat, of te oefen om ten minste 'n oomblik daarvan afskeid te neem. So wat ook al jy nou gedink het terwyl ek gepraat het oor wat daai ding is wat die geraas is, wil ek jou uitnooi om hierdie week elke liewe dag vir 15 minute stil te raak en spesifiek nie dit te doen nie. Partykeer is dit so maklik soos wanneer jy in 'n lyn is by die ek wil sê Home Affairs of by die lisensiekantoor of in die winkel, dat jy dadelik op jou foon gaan spring. Wees net stil in daai oomblik. Beleef wat die Here om jou vir jou wys. Dalk is dit wanneer jy juis by die huis kom en jy was die hele dag by die werk, jy wil net bietjie afskakel op jou foon wees. Dalk is dit daai oomblikke. Sit dit weg. 15 minute elke dag, doelbewus, niks foon in jou hand nie, niks geraas om jou nie, net stilte en die Here. Voordat ons bid, wil ek sommer net 'n dankbare storie van myself af nou deel, 'n God storie waarvoor ek dankbaar is, en dit gebeur nou in die erediens. Toe ek 'n kind was, het die kinders nie deelgeneem nie. Groot mense het al die werk gedoen in die kerk, en jy het nie geweet hoe gebeur hierdie goed nie, jy was net soos daar. En as jy groot mens skielik is, nou is jy in die erediens, en jy moet hierdie goed doen, en jy weet nie waar kom dit vandaan nie. En wat vir my so mooi is, nou wat ek gesien het met die kinders, en groot mense wat vir hulle wys, hierdie is hoe ons dit doen. Hierdie is hoe jy dit aangee. Hierdie is hoe jy, en hoe mense met die kinders interaksie het, hierdie is waar ons geloof oordra van 'n generasie na 'n volgende een. Dankie dat julle ruimte het vir ons kinders in ons dienste. Dat julle vir hulle goeie voorbeelde is van mense wat vir die Here lief is. En vir hulle wys hoe lyk dit prakties. Kom ons sluit ons oop. Here, ons dankie vanoggend. Ons doen 'n dankoffer waarin ons kan dankie sê vir dit wat ons ontvang en daaruit kan gee. Here, in my hart vanoggend is daar dankbaarheid dat U vir ons kinders gee, wat by ons leer hoe lyk dit om geloof uit te oefen, en dat dit ook hulle sin kan word. Here, mag dit wat ons nou vanoggend gegee het as dankoffers gebruik word om regtig hierdie koninkryk uit te brei, in ons gemeenskap, maar ook in ons huise, en spesifiek hier in ons geloofsfamilie. Here, dankie, dat U God is, dat U in beheer is, en dat ons by U stil mag wees, net soos ons is. Amen. Geliefdes, kom ons staan en ons aanbid die Here met ons laaste lied. Die almagtige Skepper van die hemel en aarde, van die grootste heelal. Die
Broers en susters, kom wees stil en ontvang die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die kragtige werking van die Heilige Gees met elkeen van julle wees. Amen.